Mens kry mense wat nie skrik vir uitdagings nie, wat as ons op 'n hoë rots staan, die water moet spring, wat maklik inspring. Ek kyk en partykeer spring ek glad nie eers nie, of wat al gebungee jump het, ek sal dit nooit doen nie. My sussie is een van die avonturiers. Of ons dit doen in die gewone lewe of nie, vandag gaan ons kyk na hoe dit gelyk het toe iemand met sy geloof gewaag het. Here, dankie vir die voorreg dat ons by 'n God kan sit wat ons ken en ons liefhet. En een wat deur die woord met ons praat. En nou is die woord voor ons oop en bid ons dat U ons sal leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Matteus 14 van vers 22 af. Dit is die gedeelte net nadat die brood vermeerder is, die skare deur Jesus gevoed is. Net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hard begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Tot sover. 'n merkwaardige gedeelte waar Jesus dan in die stormsee op die water loop en naby hulle kom en die disippels almal skrik en sê dis 'n spook en hulle begin te skreeu en Jesus nie hulle in hulle vrees los nie. Dis nie sy ding om mense bang te maak en laat so te verras nie. Maar dadelik vir hulle sê, hy het dadelik gepraat en gesê, rustig, rustig, dis ek is hier, julle is veilig. En almal leun terug en sê, sjoe, dankie, die aanval is afgeweer. Ons is so bly, ons moes gedink het, dis Jesus. Maar Petrus gee een tree verder, nie terugleun nie. Petrus sê, Here, as dit U is, en as U doen wat U elke keer sê, dan wil ek ook doen wat U doen. Ek wil geloof gebruik. Ek wil nie net 'n toeskouer daarvan wees nie. Ek wil nie vir die veilige opsie gaan nie. Ek wil geloof gebruik. En dan sê hy, Here, as U dan op die water loop, dan wil ek dit ook doen. En interessant as Jesus nie vir hom sê, luister, laat elkeen op sy spesialis area wees. Petrus, dis my ding hierdie, dis genoeg, julle moet maar doen wat julle kan. Jesus daag hom uit. So in geloof neem hy 'n waagstuk. En Jesus sê vir hom, dis reg, doen dit, waag. Geloof is vir ons juis 'n veilige plek. 'n Plek waar ek nie hoef te waag nie. 'n Plek waar die boot my veilige plek word. Daar is ek verskans, daar is ek veilig, daar kan ek sit. Daar is my lewe nie in gevaar nie. En vir ons is geloof baie keer bloot die veilige goed, die feit dat ek rustig by die Here kan sit, dat ek presies weet vooruit wat sy plan vir my lewe is. En blykbaar is dit nie die wese van geloof nie. En John Ortberg het verskriklik mooi hieroor geskryf, eintlik 'n titel van sy boek, het 'n groot rol gespeel ook in vandag se besinning. As jy op die water wil loop, moet jy die boot uitklim. So as jy die wonder van geloof wil beleef, die krag van geloof wil beleef, moet jy waag, moet jy die onsekerheid ingaan. En dit voel vir ons te groot stap, dis te hoog afspring.
om onsekerheid in te gaan. En presies, dit is geloof. En hoe Jesus dan verder hier met Petrus werk, is iets merkwaardig. As Jesus hom in die eerste plek uitdaag en sê, maar waar gaan geloof? Doen iets, neem 'n risiko. En Petrus uit die boot uitklim. En jou werklik waar, hy kry dit reg. Hy begin op die water te loop. En dan op 'n punt begin hy sy oë van Jesus afhaal en om hom kyk en sê, o my hemeltjie, wat is hier aan die gang? Dis 'n verskriklike storm. En dan word die dinge net vir hom te veel. En dan begin die interessante goed eers gebeur. As hy begin sink en hy vir die Here vra, na hom te roep, en hy sê, Here, red my. Nou, Jesus wil nie vir hom sê, wel, swem maar so rukkie, jy wou mos waag toe, voel bietjie, hoe voel dit nie? Onmiddellik, as hy vir Jesus vra, red my, ek is in die moeilikheid, ek het gewaag, ek het probeer, en ek het 'n moeilikheid gekry. Belangrik die woorde, dadelik op daai oomblik, Jesus het hom nie in een oomblik in onsekerheid en magteloosheid gelos nie, hy gryp hom onmiddellik. En nie Jesus sê, wel ek is hier, kom maar tot hier, soos 'n kind wat begin loop, en dan sien jy, hy begin te wankel, en loop, kom nie nader nie, laat hy maar so rukkie wankel. Nie Jesus nie. Jesus het hom gegryp, Jesus het hom uitgereik en gesê, Petrus, kom hier, en hom vasgedruk. Wat 'n ongelooflike ervaring het Petrus gehad, in hierdie gebeurtenis waar hy gewaag het. En dan nou natuurlik, as Jesus hom vashou, hy kan nie meer loop nie, net Jesus loop nou op die water, en Jesus hom in die boot intel. Daai ongelooflike ervaring van in Jesus se hande te wees, en hy vir jou sorg. Nou die interessantheid is, die mense in die boot sou kon sê, jy Petrus, jy moes gedink het, enige aap kon vir jou gesê, jy gaan dit nie maak nie. Wat het jou besiel? Dis wat hulle sou sê, en asof hulle nou die mense is wat geregverdig is, deurdat hulle het gelukkig nie gewaag nie, hulle het nou nie so naam weggegooi soos Petrus nie, hulle is nie so dom nie. Die vraag wat John Ortberg in sy boek vraag is, wie was, hy noem hulle bootpatatte, wie was die bootpatatte? Die dom Petrus wat probeer het en toe gefaal het, of die klomp wat nooit eens probeer het nie. En dis die skrikwekkende van vandag. Nie dat mense in geloof foute maak nie. Ons vermy foute, ons wil nie naam weggooi nie, maar daar is een plek waar jy maar kan foute maak, en dis waar jy in geloof gewaag het. Die wat niks gedoen het nie, veilig gespeel het, hulle is die mense wat verloor het. Petrus het ervarings gehad wat hulle nooit sou hê nie. En as ons moet waag met ons geloof, hoe sou dit lyk? Sou ons, as ons net rondom gebed praat, sou waag in geloof dalk beteken dat ek by iemand sit en met hom praat, en as hy klaar sy hart vir my uitgestort het, vir hom sê, weet jy, kan ek saam met jou bid? Daarmee sê ek dat ek nie antwoorde het vir wat jy sê nie, maar ek ken 'n God wat ek weet sal kan help. Of waar ek by 'n sieke was, en net voor ons uitmekaar gaan ek vir die sieke sê, en die situasie is hopeloos, kan ek vir jou bid? En in geloof weet, daar gaan meer gebeur as wat ek kan dink. Ek is dalk beperk tot 'n sekere opsies wat die Here het, maar wanneer ek bid, maak ek nuwe moontlikhede oop, wat nie ek of hierdie persoon aan gedink het nie. Ek vertrou regtig dat die Here gaan help. Of wanneer ons net sommer saam gekuier het, nie mense gaan ry, en ek vir hulle sê, en dis 'n waagstuk, want ek meen mense wil nou nie simpel lyk en lyk asof jy oogheilig is nie, maar uit my hart uit echt sê, kan ek vir julle bid voor julle gaan. Dis 'n waagstuk, dat ons vir mense, vir vreemde mense baie keer sal bid. Een van die merkwaardigste gebedswaagstukke is juist wat in die boek van vertel van Doug Coe. Hy is 'n evangelis gewees in Amerika, wat sy area waar hy gewerk het was om vir mense wat bekend is, vir leiers en maatskappye, groot mense maatskappye, te begelei en hulle geestelik te versterk en vir hulle te bid. En so het hy eenslag met 'n jong man, 'n jong verkoopsman wat pas die Here aangeneem met Bob, het hy hulle ontmoet, en Bob het hom as 'n mentor begin gebruik en gereeld by Doug gaan kuier.
In een slag, terwyl hulle so praat, sê Bob vir hom, ek het in my Bybel gelees dat God enige gebed beantwoord. Wat hy ook al vir ons vra, sal hy vir ons gee. Doug sê vir hom, jong, ja, jy moet die konteks net verreken, jy moet dit verantwoordelik lees, maar die feit is, die Here doen wondere wat jy glad nie gedink het nie. En Bob sê vir hom, maar ek wil waag. Ek wil so in geloof waag. Ek gaan bid vir Afrika. En hy sê, wel, Afrika is nou 'n bietjie wyd, jy net bid vir Afrika, watter land dalk in Afrika? Hy sê, weet jy, Kenia. Hy sê, was jy al in Kenia? Hy sê, nog nooit nie. Hy sê, ken jy iemand in Kenia? Nee, glad nie. Maar ek gaan vir Kenia bid. Daar sê hom, goed, kom ek gaan met jou ooreenkoms aan. As jy vir 6 maande elke dag vir Kenia bid, en binne 6 maande gebeur daar niks groots in Kenia nie, dan sal ek jou R10.000 gee. Maar as jy 6 maande vir Kenia bid en daar gebeur iets in Kenia, iets groots in daai 6 maande, dan moet jy vir my R10.000 gee. Bob sê vir hom, dis reg. Hy voel soos Petrus daardie dag, ek gaan dit doen. En so bid hy vir 'n paar maande en niks gebeur nie, maar hy bid elke dag. Dit was die voorwaarde. As jy een dag nie bid nie, is alles af. Jy moet elke dag bid. Hy bid elke dag vir Kenia. Een aand is hulle by 'n funksie, ete, klomp vreemde mense, en hulle vra vir mekaar, wat doen elkeen? En een van die vrouens daar sê, sy werk in Kenia vir 'n maatskappy wat by 'n groot weeshuis betrokke is in Kenia. En hy begin hierdie vrou allerhande vrae oor Kenia te vra. Sy sê, joh, maar jy stel baie belang in Kenia. Was jy al in Kenia? Nee, sê hy nog nooit nie. Hy sê, ken jy iemand in Kenia? Nee, ek ken niemand in Kenia nie. Sy sê, nou, wat het jy so geweldige belangstel in Kenia? Hy sê, jy sal nie glo nie, maar ek is in 'n wetenskap met iemand oor Kenia. Sy sê, weet jy wat, kom besoek my, by die weeshuis waar ek betrokke is. En so is hy toe Kenia toe. En toe hy daar kom, is hy geskok deur die armoede van die mense, en die swaar kry van die mense, en die ellende in die weeshuis. Hulle het nie middele nie, hulle het nie medisyne en goed nie. En hy sê vir die vrou, weet jy wat, ek het kontak met 'n klomp groot maatskappye wat medisyne verskaf, en baie van die goed, as hulle ouer word, dan gooi die mense dit weg. En ek sal by hulle van nie vir julle van hierdie goed kan gee nie. So is hy terug. En hy praat met mense, en daar is toe van die mense wat uiteindelik $1 miljoen, nou ja, dis omtrent in vandag se taal R17 miljoen oor 'n tyd vir die weeshuis gegee het. En die vrou kontak hom en sê, jy sal nie glo wat gebeur het nie, dit het 'n massiewe impak, en dit het 'n reuse gevolg. En ons wil hier net hiernatoe kom, ons wil net saam met jou die wonders vier daarvan. Toe hy daar kom, is dit so 'n groot storie, die president van Kenia is ook daar. En hy sê vir hom, verskriklik dankie vir wat hy gedoen het. En hy sê, weet jy man, ek wil sommer 'n bietjie vir 'n toer deur Nairobi neem, om net 'n bietjie te wys hoe lyk ons stad. En terwyl hy saam met die president deur Nairobi ry hulle verby 'n vreemde gebou. Hy sê, wat 'n gebou is dit? Nee, sê hy, dis waar ons die politieke gevangenes aanhou. Hy sê, julle moet nie mense wat polities van julle verskil nie tronk sit nie. En daarmee is hy dit afgehandel en hy gaan terug. Toe hy terugkom in sy land, dat die departement van buitelandse sake kom en sê, wat het jy gedoen? Jy het 'n rol gespeel, want die politieke gevangenes in Kenia is almal vrygelaat. Hy sê, nee, ek weet nie, ek het dit maar net vir die president gesê. Hulle sê wel, dis 'n wonderwerk, want ons probeer al vir jare hierdie mense vrygelaat kry, en ons kry niks reg nie, ons loop ons elke keer teen 'n muur vas. Die volgende kontak die president van Kenia om 'n paar maande later en sê, ek wil graag my kabinet skommel, en dit gaan so 'n paar dae vat. Wil jy nie na toe kom, terwyl ek besig is vir die 3 dae, vir my bid terwyl ek dit doen nie. En so is hy Kenia toe, en hy gaan bid vir die president, wat sy kabinet skommel. Nou, dit is 'n aangrypende, inspirerende verhaal, van iets wat gebeur as iemand in geloof begin waag. Hoe gaan dit lyk as ons in geloof waag? Elkeen van ons gaan dit anders lyk. Daar is iets wat die Here op ons pad lê, waar ons in geloof sê, Here, ek gaan bid totdat hierdie ding gebeur. Ek weet, U gaan uitkoms gee. Ander mag vir my lag, maar ek weet dat die Here gaan help. En dan die Here te vertrou, dat hy gaan help. Kom ons waag so met die Here. Here, ons weet met U is dit eintlik nie 'n waagstuk nie. Want al kom daar fout, is ons veilig. Dankie dat U ons liefhet, en dat U ons ken, dat U ons help.
Help vir ons om in geloof te waag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.